Halleluja, Daar halleluja, reis langs die halleluja. wolke 'n lieflike naam, Here, wat die hemel lof, die en eer, aarde die aanbidding. verenig te saam. Dank Die U, naam is so kosbaar en soet vir my hart. Dit reinig van sonde en heel al my smart. Amen. Dankie dat ons vanmôre die soetste naam ken. Dankie dat U 'n werklikheid vir ons is. Dankie dat ons die balsem van Gilead ervaar in die wonde wat geslaan word en genesing kry. Ons eer U naam, Here, dat ons vanmôre in die soete naam van Jesus Christus, ons verlosser, so saam kan wees. En dat U in hierdie plek teenwoordig is deur die krag van U Heilige Gees. En daarom wil ons vanmôre weer opreg bid en vra, Here, soos Johannes die Doper gesê het, laat ek minder word sodat hy meer kan word. Dankie Here dat ons minder word, dat ons nie gesien word nie, maar eerder ons fokus skuif na Jesus toe, ons leidsman en die volëinder van ons geloof. Ek bid Here dat U woord vanmôre ingang sal vind in harte hier in die gebou, by mense by die huis, waar ook al, dat ons die lewende woord van die Here vandag sal ervaar in ons binneste, in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Prys die Here. Amen. Ons neem ons sitplekke. Baie dankie. Ons is bly om julle almal te sien. Wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre so saam te wees in die Lydingsweek, Palmsondag, en hierdie baie belangrike week in die kerkgeskiedenis of in die Bybelgeskiedenis, Bybelkalender van die lyding van Jesus Christus. Goed, Willie, is ons reg daar agter? Jy's reg. Goed, ons baie dankie aan Willie wat ons gehelp het dat ons weer ons kamera daarom reg kry, en ons gaan vanmôre ook mense daar by die huis welkom heet, waar julle ook al is, wanneer julle ook al hierna kyk, mag die Here julle baie ryklik seën en versterk deur sy Gees in die innerlike mens. Nou dis Paastyd nou. 'n wonderlike tyd in die kalender. Oor die algemeen was dit natuurlik ook skoolvakansie en so voorts, maar hierdie jaar is die hele kalender, alles is die mekaar soos wat hierdie weer is, maar alles kom die mekaar krap het, maar is van ons mense wat natuurlik hulle tyddele het en bietjie weg is, en ons gaan hulle ook hierdie uitspantytjie, en maar ons gaan hier voort. Nou met die Paasvrydag, Goeie Vrydag, wat nou Vrydagoggend is ons diens 9:00 hier in die kerk, die Goeie Vrydag diens by die kruisiging van Jesus Christus. Outomaties begin 'n mens jou gedagte laat gaan oor wat in hierdie week gebeur het. Nou my gedagte was om 'n bietjie te gesels oor die 7 kruiswoorde wat Jesus aan die kruishout genoem het, en begin dan by die eerste een van vergewe hulle, vergifnis, die krag van vergifnis. Vergewe hulle, Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar in die aanloop na die kruisiging toe het ek genoop deur die Heilige Gees bietjie vorentoe gelees wat het gebeur, die aanloop tot die kruisiging. Ons noem dit die Heilige Week of die Lydingsweek van Palmsondag af. Wat het Jesus ervaar en deurgegaan? En toe het hierdie gedagte sterk by my inslag gevind, en dit is ook dan daaroor wat ek vanmôre wil gesels. Bevryding deur sy lyding. Nou ja, ek wil ons aandag vestig op Hebreërs 4 vers 14, waar die woord sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat kyk na hierdie woorde, alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. Ons lees net tot daar vanmôre. Nou in my lees en bestudering van hierdie lydingsweek, die wonderlike week van Jesus se lyding, het ek onder die indruk gekom van die menslikheid van Jesus. Sien, ons vergeet baie keer dat Jesus hierdie week, wel sy hele wandel op aarde was hy 100% mens, alhoewel hy ook 100% God was.
So hy was nie half God, half mens nie. Hy was mens net soos ons, dis wat Hebreërs dit beskryf, versoek net soos ons, daarom kan hy medelee hê met ons. So met ander woorde, vir Jesus om medelee te hê, moet hy hom ons in ons posisie kan inleef en kan verstaan wat ons deurgaan. En dis baie belangrik om dit te onthou in hierdie week wat gebeur het. Hy het mens geword met versoekings, met beperkings. Hy het honger geword, hy het dors geword, hy het moeg geword, hy het slaapplek nodig gehad, hy was teleurgesteld, hy was opgewonde. Al die emosies wat ons ervaar, het Jesus ervaar as mens. Maar vanmôre gaan ons spesifiek kyk na 10 fees. En ek gaan kortliks dit net noem, ons het dit ook vanmôre vir julle op die bord gesit en ek vertrou dat julle dit by die huis ook kan lees op die bord. En ek dink dit sal baie goed wees as julle 'n notaatjie kan maak van elke een van hierdie 10 fees wat Jesus as mens ervaar het in die lydingsweek, want dit gaan ons help om in ons menslikheid in oorwinning te kom. Deur sy lyding sal ek bevryding kry. So julle kan, eintlik moet ek nou eerlik wees, elke een van hierdie vra minstens vir een boodskap op sy eie, alhoewel jy kan meer as een daaroor bring. Dis waaroor ek sê is kortliks, dis 'n opsomming van dit wat Jesus deurgegaan het in die lydingsweek en wat ons deurgaan. As ek hierdie dinge deurgaan, kyk ek na Jesus se reaksie, hoe hy daardeur gegaan het, en daardeur kan ek krag put om die pad vorentoe te loop. In die eerste plek, as ek verraai word, dis die ergste wat met 'n mens kan gebeur, as jy verraai word. En dit is wat met Jesus gebeur het in Lukas 22 vers 21, waar hy praat van, maar kyk, dit is nou by die laaste Pasga wat hulle die fees vier, aan die tafel is, die hand van die een wat my gaan verraai, is saam met my aan die tafel. Nou ons moet onthou, as jy iemand uitnooi om saam met jou te eet, in die Bybelse tyd, dan vra jy hom, wees my vriend. Vandag nog, mense nooi mense om te eet, dan is dit 'n sake ete. So jy het iets wat jy deur daai ete wil sê, wat jy wil bespreek, wat jy wil vasmaak. Maar oor die algemeen is dit 'n uitreiking van vriendskapbande. Kom eet saam met my en dan kan ons lekker ontspan en lekker saam gesels. Dink as ons 'n jaar terugkyk, kon ons nie eers meer saam met mekaar eet nie met daai kwaai inperking. Onthou julle dit nog? So Jesus loop die pad saam met Judas. Hy is een van die 12. Hy's in die binnekring. Alles vertrou met die finansies, al hierdie dinge. Ons kom nêrens agter dat Jesus Judas anders behandel het as die ander 11 nie, alhoewel hy geweet het Judas gaan hom verraai, want hy sê die een wat my gaan verraai, gaan sy hand saam met my in hierdie skottel steek. Mense, het jy al ervaar of ondervind in hierdie lewe dat jy verraai word? Ek dink ons almal, inteendeel, ek wil dit verklaar vanmôre. Ek dink almal van ons is al aan al hierdie 10 fees blootgestel, een of ander tyd in ons lewe waar ons hierdie bittere teleurstelling het van, eerstens, ek is verraai. Tweede, as ek verloon word. Verloning gaan oor ontkenning. Petrus wat sê, ek ken jou nie. Jesus sê vir hom, Petrus, die haan sal vandag nie kraai voordat jy 3 maal ontken het dat jy my ken nie. Dit is in die 2020 vertaling. My verloon het. Ontken het dat jy my ken nie. Wil nie met hom geassosieer wees nie. Was bang om met Jesus geassosieer te wees. Nou ja, dis mense wat naby aan jou is. Dis Petrus wat die pad geloop het, wat gesê het, ek sal by u bly, al gebeur wat ook al. Maar hy het ontken wat sy verhouding met Jesus is. Om verloon te word, om op neergekyk te word, of deur jou vriende die rug gedraai te word. Gevoel wat ons almal ken. Nou wil ek net weer beklemtoon, mense, ons moet onthou toe Jesus hierdie dinge ervaar het, was hy 'n mens net soos ons. So kom ons vergeet vir 'n oomblik sy goddelike status en ons kyk na sy menslike status. Dink aan die emosies wat Jesus moes ervaar het toe hy deur sy vriend Petrus hier naby hom, wat sommer 'n oor afgekap het as hulle naby hom wil kom van die vyand, hierdie
man van gesag, van autoriteit, waarop hy sy kerk wil bou. Jesus het geweet, hy gaan hierdie sleutels vir Petrus gee, al hierdie dinge geweet, maar hierdie man ontken. Hy sê nee, julle verstaan nie, ek het hom nooit geken nie. Dink aan die emosionele impak in Jesus se lewe. Jy ervaar dit ook in jou lewe wanneer hierdie dinge met ons gebeur. In die derde plek, as ek alleen voel, verlate voel, is die woord hier, die derde V, verlate is. En nou was Jesus daar in die tuin van Getsemane. Dis 'n baie moeilike fase in sy menswees, waar hy daar in die tuin van Getsemane gaan bid. Ek was bevoorreg geweest om ook in die tuin van Getsemane te kom, en toe verduidelik die gids vir ons dat van daai bome wat daar is 2500 jaar oud. Wel, dit is ook omtrent al seker 40 jaar terug wat ek daar was. En toe sê hy iets interessant. Met ander woorde, toe Jesus daar gebid het in die tuin, was hulle al oor die 500 jaar oud. Die olyfbome wat daar in die tuin van Getsemane staan. En ek het na daardie bome toe gegaan en ek het daar so een kant geloop en aan die een boom so gevat en daar gekniel en gesê, hier het u alleen gebid, verlaat deur almal. Daar's 'n liedjie wat sê, alleen het Jesus daar gebid in bang Getsemane, alleen moes hy so bitter ly en smartvol sterf hy daar, alleen. Op 'n ligter noot, ou David Kramer sing, ek is stoksiel alleen op 'n Saterdag aan. Nou as jy nou kan indink in 'n jong mens wat, jy weet, dit moet ons beweeg en dinge moet gebeur. Ons bure is so, hulle het 'n student en as sy maats daar kuier selfs in die inperkingtyd, dan het hulle sommer oorgeslaap, meisies in view, what have you. Hoorie so, dinge moet beweeg daar. 2 uur die môre, 3 uur die môre, dan speel jy hoor net dromme en 'n gelawaai, want dit is die DNS van hierdie mense. Okay, Ellen het nou die een aand die security geskakel en gesê, kom loer net 'n bietjie wat hier langs aangaan, en hulle toe daarom later en stil, laat die 2 ou mense ook daarom 'n bietjie rus kry. Nou kan jy nou indink in 'n jong mens, wat week vir week alleen by die huis sit. Hy meisietjie maak op, sy trek 'n mooi rokkie aan, sy het grimering aan, sy het oorbelletjies en daar sit sy stoksiel alleen op 'n Saterdag aand. En hierdie ou bel vir Fanie en Fanie sê ek gaan nie, en dan die bel vir Dani en Dani sê ek is nie daar nie. En so gaan ou David Kramer aan en ek sien hierdie amper paniek hoe ek moet hierdie aand alleen wees. Maar hierdie alleen van Jesus is nie net omdat daar nie omdat daar nie 'n partytjie is nie. Dit is omdat almal jou verlaat het. Selfs sy disippels. Hy sê vir hulle in Matteus 26 vers 40, want hulle het mos nou saam met hom gegaan om bietjie in die gebed te stry. En hy vra, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Die mense die naaste aan hom het hom alleen gelaat in sy stryd. Jesus in die tuin van Getsemane het alleen daar moes lê. So as jy alleen is, baie keer in die stad is ons alleen. Jy weet, jy kan op 'n plaas of daar alleen by die see wees. Jy weet, ek wil amper sê selfs die virus kan jou nie daar in die hande kry nie, maar die komitee wat nou die ding bepaal het gesê nee, daai virus werk oortyd as jy alleen daar by die strand loop. Onthou julle daai tyd? So, maar ek dink nie hy kan daar kom nie. Jy kan alleen op 'n strand wees en jy kan vervuld wees. Jy kan alleen op 'n afgeleë plek wees, jy kan vervuld wees. Jy kan alleen in jou huis wees en jy kan vervuld wees. Jy kan tussen duisende mense wees en jy kan alleen wees. Alleen. Daai eensaamheid. Niemand verstaan my nie. Niemand weet wat ek deurgaan nie. Niemand waak saam met my nie. Onthou julle die persoon daar by die bad van Bethesda wat so siek was? En dan roer die engel die bad. En dan, voor hy nog kan ingaan, dan is iemand daar. En dan help hulle ander pel in. Jesus kom by hom en hy praat met hom. En hierdie ou se woorde was, ek het niemand om my in die water te help as die water roer nie. Hierdie emosie wat Jesus ervaar het van alleen. Jy ervaar dit ook
Ek ervaar dit ook. Wat jy voel, daar's niemand wat werklik verstaan wat hier binne in my gemoed aangaan nie. Volgende emosie wat Jesus as mens ervaar het in die tuin in hierdie lydingsweek of heilige week of die week voor sy kruisiging was om valslik veroordeel te word. So dit is nou die 4de V waarna ons kan kyk. Die aanklaer Pilatus sê, of nie aanklaer, die een wat nou die aanklagtes hoor. Hy sê, ek het niks gevind waarvoor hy die dood verdien het nie. Wat sê Pilatus? Hy is onskuldig. Hy word vals beskuldig. Is jy nie ook al vals beskuldig nie? Ek dink ons almal een of ander tyd van ons lewe kry ons maar 'n valse beskuldiging. Ek onthou nou toe ons nog daar op Witbank groot geword, nou stap ons nou so af om te gaan rugby oefen, skoolkinders. En ek het een stoute maat gehad. En dan loop ons nou so, sê maar ons is nou 3 of 4 en loop ons en loop hy hier, loop daai een daar en loop daai een daar, dan steek hy sy hand, nou loop ek daai kant. Dan sal hy sy hand uitsteek, dan stap hy die ou hierdie kant van die kop. Nou watter kant toe kyk hy? Kyk hy na onskuldige Johan se kant toe. Nou, hoekom klap jy my? Ek sê, ek het jou nie geklap nie. Kyk, as ek klap ek mos ordentlik, jy weet. En dan word dit baie kere gestryery. En hierdie ou loop te lekker hierso, dood onskuldig. Dis nou 'n ligtelike vals beskuldiging. Maar ons almal het al een of ander tyd in ons lewe seer gekry, omdat ons valslik beskuldig is. Jesus het hy emosie ervaar. En ek kan bevry word deur te verstaan hoe hy gelei het. Daarom sê die woord, hy is in alle opsigte versoek, net soos ons. Gelukkig is julle, sê die woord, wanneer mense julle om my ontwil, beledig en vervolg, en vals beskuldig van alles wat sleg is. Dit is ook uit die 2020 vertaling in Matteus 5 vers 11. Mense, as jy vals beskuldig word, moenie jouself so jammer kry nie. Jesus het dit reeds gedra. Juis, sodat ons in daai tyd in oorwinning kan lewe en weet, hy het my las gedra. Dan in die 5de plek, die 5de V, wanneer ek verag word, wanneer ek op neergekyk word. Onthou julle nog, as jy in die skool was baie keer, en hulle kies die spannetjie, en jy staan nou daar, en jy wil ook gekies word, dan kies hulle jou nie. Almal kyk neer op jou, ag nee, hy kan nie in die span wees. Daai teleurstelling. Jy weet, ek het dit een keer, kan jy glo, hulle het my een keer nie gekies nie, vir die rugby spannetjie nie. Ek meen dit, nou besef ek wel, hy onderwyser was bietjie de mekaar, maar die emosie, waar hy kind, nee, hulle kyk my, hoe sê ons in plain Afrikaans, hulle vat jou sommer cheap, hulle kyk so neer op jou, hulle verag jou, en dit vat in 'n mens. Iemand het een keer gesê, maar ek het ook 'n binneste, ek kry hier diep binne in seer, maar kyk wat het Jesus gedoen in hierdie tyd van verag. Jesaja 53 vers 3 sê, hy is verag en deur mense verlaat. 'n man van smarte, bekend met krankheid, die 2020 vertaling sê, bekend met siekte, soos iemand vir wie 'n mens jou gesig verberg. Ons het daar in standaard 4-5 'n meisietjie in ons klas gehad, Nelly. Sy het ook daar by Blackhill-stasie gebly, ons het met die bus gery skool toe en sovoorts. Nelly, my pa het altyd gesê, jy moet nie sê iemand is lelik nie. Miskien is hulle net bietjie onduidelik, maar die Here het almal gemaak. Kom ons sê nou maar, sy was redelik onduidelik, maar dit was nie die groot probleem nie. Sy was ook nie skoon nie. Jy weet, dis erg, julle sal onthou van daai tyd, daar is seker nou vandag nog sulke plekke, wat mense so geleef het. En weet julle, ek as, dan is 5 seentjie, hoe jammer het ek vir Nelly gekry. Want hulle het altyd gesê, die seuns nou, chips, 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 hier kom Nelly. Op haar neergekyk. Ek meen, sy het in 'n huis groot geword, wat sy nie die nodige higiëne geleer is, soos wat ons geleer is. So sy was die produk van verwaarlosing. Van, so moontlik, ek mense kan dan nou sien, ek dink sy is dalk nie so onduidelik, as wat ons gedink het nie, die duidelikheid was net bietjie diep onder die onduidelikheid verberg.
Maar as ek dink aan verag, aan neersien, dan sien ek hierdie arme meisiekind. Nou mense, ek dink ons almal weet hoe wreed kinders op skool kan wees. Hoe wreed dit is om verag te word. Hoeveel ek sien hulle praat die afgelope tyd baie van bullying at school, by die skole en hoe hulle probeer om dit hok te slaan. Jesus weet wat dit is om op neergesien te word. Hy die woord sê, soos iemand vir wie jy jou aangesig verberg. Chips, hier kom hy. Ek wil nie na hom toe kyk nie. Het jy al so gevoel dat mense jou verag, dat mense op jou neersien? Welcome to the party. Jesus het daai emosie ervaar en gedra sodat hy met jou emosie kan deel wanneer jy in daai bootjie kom. 16, en as jy verwerp word. Jesus Christus is Jesus die Messias. Dan was daar ook 'n ander Jesus gewees, Jesus Barabbas. Jesus die Tsotsi, soos ons nou vandag sal sê. Die moordenaar, die skelm. Nou roep hulle vir Barabbas en hulle vra, wie kan ek vir julle vrylaat? Want hierdie Jesus Christus, die Messias, die saligmaker is onskuldig. Hierdie man is skuldig, ons kry hom hier uit die gevangenis uit. Ons kan vir julle een vrylaat in hierdie paastyd. Wie kan ek vir julle vrylaat? Die skare wat op Palmsondag palmtakke afgebreek het, op die grond gegooi het toe Jesus op die eseltjie daarin ry en sê, Hosanna, Hosanna vir die seun van Dawid. Daai selfde skare sê, weg met hom. Gee vir ons Barabbas. Jesus weet wat dit is om deur jou eie mense verwerp te word. Hy het 'n emosie ervaar. In Johannes word dit so mooi beskrywe. Hy sê, aan die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Nie een ding het deur hom ontstaan wat nie deur hom ontstaan het nie. En dan sê hy, en hy het na sy eiendom toe teruggekom. En sy eie mense het hom nie aanvaar nie. Met ander woorde, hulle het hom verwerp. Jesus weet wat dit is om verwerp te word. Ek het baie keer met huweliksberading, ek dink Marius en Petrus kan vir ons 'n bietjie verduidelik as hulle sou kon praat, want dit is mos nou maar vertroulik natuurlik. Maar wat jy agterkom as iemand in daai gebroke verhouding verwerp is. Jy sien daai trane. Ek het soveel keer gevoel, as ek net my arms om hulle kan, as ek hulle net kan troos. Ook beteken dat ek ook gevoel as ek net daai skirk in die hande kan kry en 'n bietjie kan uitsort. Jy weet, oriënteer, een teen die oor en een teen die teer, die menslike emosie. Maar daai krag van verwerping, daai invloed van verwerping op die gemoed van die mens. Voel jy dalk verwerp? Onthou, Jesus het daai pad geloop in die lydingsweek, in die heilige week, sodat jy ook dan, dit is Matteus 27 vers 21, kan weet hoe dit voel om getroos te word. Dan die 7de plek, as ek verneder word, vertrap word. Nadat hulle hom bespot het hulle die purperrooi mantel afgehaal en sy bootklere vir hom aangetrek. Verneder, bespot, doringkroon op sy kop gesit. Word jy ook verneder van tyd tot tyd? Het jy daai emosie ook deurgegaan? Jesus het juist die vernedering deurgegaan, sodat hy met jou swakheid, met my swakheid, met ons menslike emosies medelee kan hê, want hy is in elke opsig versoek, net soos ons. As ek vrees, die 8ste plek, die 8ste vee. Hierdie is 'n baie belangrike skrif, Lukas 22 vers 44. Hy is deur intense, dis nou hier in die tuin van Getsemane waar hy bid, intense angs oorval en het nog ernstiger gebid. Dit is die 2020 vertaling. Sy sweet het soos bloeddruppels op die grond geval. Mense, ken jy vrees? Ken jy angs? Ons het daar in Pretoria jare terug, nog voor my oudste dogter getrou, 'n vriend het daar kom kuier, Andre wat nou haar man is, en ons het so 'n meentuis gehad en hy bly daar in die meentuis, in die een kamertjie. En in die nag hoor ek 'n gebrul soos 'n bees.
onaards. En ek vlieg op uit die bed uit. En toe ek opvlieg, dis adrenalien, maar dis hierdie, Here, hier is dit nou. Hier is daai vloeke nou in my huis, en hulle rand Andrei aan. Saam met daai adrenalien, saam met daai, ek moet hulle reg sien, daai vrees. As ek nou hier so uitgaan, het hulle nie dalk 'n wapen nie. Jy weet, dit is, ek praat van breekdeel van sekonde, gaan al daai gedagtes deur jou. En naderhand toe storm ek by die plek uit met daai vrees en daai angs. Ek moet my mense beskerm, maar ek het nie 'n wapen nie, ek het niks nie. Hier kom ek en hier sit hy reg op die bed. Ek sê nou, wat gaan aan? Wie was hy? Die manne nagmerrie gehad. Kan jy dit glo? Maar daai oomblik van angs en van vrees, met daai onaardse gebrul, sal ek nooit vergeet nie. Was jy al vreesbevange? Was jy al beangst gewees? Het jy jou sweet, jy weet, as jy nou so benoud en hy slegte nuus kry, dan sweet jy mos dubbel en jou sweet pers uit op jou voorkop en Jesus het naderhand soos bloeddruppels op die grond geval. Jesus ken vrees. Dis waaroor Jesaja so duidelik sê, moenie bevrees wees nie, moenie beangs wees nie, want Jesus het daai emosie van vrees ervaar sodat hy my kan help en kan deurdra as dit my dag kom wanneer ek met vrees oorval word. Luister wat sê Hebreërs 5 vers 7, hoe het Jesus gebid? Hy verwys ook hier na die tuin van Getsemane in hierdie lydingsweek. Hy het in die dae van sy vlees, kan jy weer sien, Jesus het in vleeslike, menslike vorm in die tuin van Getsemane gebid. Hierdie pad wat hy geloop het, was hy net 'n mens gewees soos wat ons 'n mens was, of mens is. Hy het in die dae van sy vlees, toe hy mens geword het, het hy met sterk geroep en met trane aan hom geoffer, wat hom ook kon verhoor het uit angs. Jesus het in hierdie vreesbevange toestand, het hy sterk geroep. Die ouer vertaling sê, hy het met meer inspanning gebid. Jesus het vrees ervaar, sodat ek in die tyd wat vrees aan my deur kom klop, dat ek in daardie tyd met meer inspanning kan bid en kan weet, ek kan hierdie vrees oorwin, want Jesus het dit gedra. Negende vee, as jy uitgeput is, of hy het hom versterk. Dit is vir my so interessant, Lukas 22 vers 43, Jesus moes daai beker alleen drink. Hy moes alleen in die kruis van Golgotha hang. Almal sou hom verlaat, almal het hulle rug op hom gedraai. Maar toe hy daar bid in hy tuin, en sy sweet word soos bloed en hy daai angs en hy vrees en hy menslike emosie, het God tog nog vir hom bietjie meer krag gegee. Die woord sê in Lukas 22 vers 43, daar het 'n engel uit die hemel aan hom verskyn en hom versterk. Mense, dis die wonder van hierdie lydingsweek. Al voel jy hoe swak, al voel jy hoe uitgelewer, al voel jy hoe hulpeloos, al voel jy hoe hopeloos, al voel jy hoe verraai, al voel jy hoe verloon, al voel jy hoe moeg, al voel jy hoe uitgeput. Hy versterk ons in ons uur van nood, want hy sal nooit vaar die werk van sy hande nie. Want Jesus het juist die pad van alleenheid geloop, sodat ons in ons eensaamheid kan weet, nooit verlaat hy my, of vergeet hy my. Hy is my verlosser, hy sal sorg vir my. En dan die laaste een, laaste vee vanmôre, verhoor. Ook verhoor is, ek wil lees in Hebreërs 5 vers 7, hy wat in die dae van sy vlees met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit angs. Het jy al daai menslike emosie ervaar, dat jy voel die Here hoor jou nie? Dat jy harder roep, maar dit voel nog of die Here jou nie hoor nie. Ons het 'n ou geuite uitdrukking, dit voel of ek teen die plafon vasbid. Dit voel of my gebede terugdraai na my toe. Goeie nuus vanmôre, Jesus het as mens ervaar, sy Vader verhoor hom uit angs. Die oor van die Here, sê Jesaja 59,
is nie te swaar om te hoor nie. En sy arm is nie te kort om te help nie. En in hierdie lydingsweek, hierdie heilige week, kan ons vanmôre van een ding seker wees. Jesus behoor. Die ou liedjie gesing altyd, fluister 'n gebed in die môre, in die middag en in die aand, want Jesus may come in the morning, at noon, at night time. Fluister 'n gebed. Hy hoor gebed. Psalmis sê, o hoorder van gebed, tot u met alle vlees kom. En vanmôre kan ons ook in hierdie lydingsweek tot die Here roep. Watter emosie jy ook al ervaar vandag, roep na hom. Hy hoor jou, hy het pad geloop. En is nie net iemand wat luk raak, sommer goedkoop raad gee en sê, toe maar 'n boetie, gaan maar aan, môre gaan dit weer beter en môre skyn die son nie. Hy het die pad geloop. Ons het 'n leidsman en 'n vriend, 'n goeie herder, 'n hoëpriester, wat medelee het, empatie, simpatie, empatie is eintlik meer die regte woord, met ons menslikheid en ons swakheid het. Ons buig ons hoofde. Here, ons roep u naam aan vanmôre. En ons dankie dat hierdie week wat u soveel emosies ervaar het, waar u soveel lyding ervaar het, en al hierdie dinge deur u as mens, toe u mens was en onder ons gewoon het, moes verwerk, dat u vanmôre met ons simpatie en empatie het. En dat u in ons situasie inspraak doen. En dat ons vanmôre ons kop kan optel en sê, omdat Jesus die pad geloop het, hy het my skuld gedra, hy het my sonde gedra, hy het my siekte gedra. Maar dankie Here dat ons ook vanmôre besef, u het al hierdie ander emosies wat ons in die loop van hierdie lewe ervaar, al hierdie ander teleurstellings, dit het u ook gedra op Golgotha. En daarom kan ons vandag lewe en lewe in oorvloed geniet. In Jesus naam. Amen, amen. Prys die Here. Loof die Here. Ons bid vir julle by die huis. Die besonderhede van die gemeente is op die bord daar. Julle kan dit sien en julle is baie welkom om ons te kontak. En daar is mense wat hier regtig julle sal bystaan, ook per foon, as julle skakel. En ja, jy hoef nie alleen te wees nie. Jesus was klaar alleen, sodat ons nie alleen hoef te wees nie. Om jou krisis ook by te staan. Ons dank die Here vir die voorreg om nog vir hom te werk in hierdie tyd van inperking. Nou ek wil net noem, Vrydag gaan ons ook ons diens uitsaai en ons het Goeie Vrydagoggend om 9:00 het ons Goeie Vrydag kruisigingsdiens en Sondag volgende week om 9:00 het ons opstandingsdiens. 2 wonderlike dienste om na uit te sien. Bid daarvoor en skakel julle ook in wat luister en maak dit aan ander bekend. So ons groet ons